voel ek moet dit met julle deel. 'n makelaar het 'n ander werk. 'n versekeringsagent, noem dit wat jy wil, het 'n ander tipe werk. Jy voel eerstens skuldig om daai persoon te bel. Want jy weet wat is op pad. Die dag as jy by sy huis instap, en jy sien hierdie klein snotkop kindertjies hardloop rond, en lyk of hulle nie genoeg kos het nie, dan voel jy eers skuldig. Maar as jy klaar jou voorlegging gemaak het, en jy draai daai blaadjie om op die tafel, en sê, ek dink jy sal met my saamstem, jy het hierdie ding nodig, nee. Dan begin jou kop te knik soos 'n budgie wat 'n wyfie sien het, wat in seisoen is. En die volgende oomblik as jy sien, daai ene begin ook so te wip, soos 'n budgie. Dan sê jy, teken net daar. Maar ja, vandag hoef ek glad nie so te voel nie. Vandag praat ons God en God se koninkryk en sy finansies. En ek hoop jy leer vandag, soos jy nog nooit geleer het nie. Ek wil net voordat ons begin 'n gebed doen, dat jy nie met jou brein gaan probeer dink vandag nie, maar dat die Heilige Gees aan jou gaan openbaar, hoe werk God se koninkryk se finansiële afdeling. Ek sit gister, en ek en Suzette praat daar by Wilkie, sy sê, sy verstaan nie, hoekom daar baie ongoddeloses is, wat so finansiëel skatteryk raak. Ek sê vir haar, kyk hier staan in Jesegiel, dat Lucifer, die Satan, was hoof oor die handeldrywe daar in die hemel. What's the question? En ja, wat 'n revolusie, maar kom ons lei dit oor. Hemelse Vader, ons kom vanoggend en ons kom surrender. Ons kom en ons sê, Here, ons het eintlik niks. In vergelyking met u koninkryk het ons niks. As u iets nodig het, skep u dit. As u edelgesteentes nodig het, goud, silwer, mirre, rubyn, u maak dit. U spreek woord en die volgende oomblik is dit daar. Dankie Jesus, dat ons so God aanbid. Dankie dat ons weet, ons is u ambassadeurs. En dat geen ambassadeur 'n bedelaar is nie. Dat geen ambassadeur 'n verteenwoordiger van die koninkryk van God tekorte hoef te hê. Maar Vader, help ons om vandag se lering te verstaan en ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. My tema van vandag is, betaal ons aan God wat hom toekom. Betaal ons aan God wat hom toekom. Ek het klaar 'n paar keelskoonmaker gehad en 'n frons en 'n afkyk. Maar kom ons kyk na Matteus 22, kom ons leer 'n bietjie, wat sê God omtrent hierdie gedeelte? Matteus 22 vers 21 sê, kom ek gaan net so 'n bietjie rewind, anders gaan jy nie verstaan nie. Kom ons begin vers 18, maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê, huigelaars, waarom stel julle vir my 'n stryk? Wys vir my die muntstuk waarmee die belasting betaal word. Hulle bring toe die muntstuk vir hom en hy vra vir hulle, wie se kop en naam is hierop? En hulle sê, die keiser se. En hulle antwoord. En Jesus sê vir hulle, gee dan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Hy kom hier en hy maak 'n onderskeid in hierdie gedeelte wat 'n redenasie is. Nee? Ons redeneer so graag, want dit hou jou besig met twak vir ure. En dan
Soms is daar nie eers 'n wenner nie. Maar hier doen hulle dit met Jesus en hy sê vir hulle, op 'n muntstuk is die koning of die president, om gee ek het al 'n naam, of daai een wat dink ek kan die land roer, sy gesiggie, né? Maar nogtans sê hy, gee hom wat hom toekom en betaal God dit wat hy moet ontvang. Ek wil hier begin, en dis soos die Gees my gesê, waarom worry jy oor jou budget? Dis partykeer van nature. Dis partykeer 'n situasie dat jy ook soos ek groot geword. My pa was 'n arbeider, hy was nie 'n vakman nie. So as hulle seker 'n surplus besem gehad het, moes hy die workshop uitgevee het. Maar gelukkig was hy nie. So hulle het hom geleer hoe om beerings te giet en welselsies te doen en later dan het hy stitching gedoen op silinderheads. Wat sê julle van daai taal? Ja. Loof die koning, ek kan ook praat oor karre. Maar FTC, moa. Maar weet julle wat? 'n paar keer 'n maand het my ma hom gegou, want daar was nie genoeg geld in nie. Jy sien, ons het in 'n klein huisie gebly, hierdie Sipikonomiese staatshuisies van gemeenskapsbou. Baie van die bure het gedink is bou ekstra kinders, maar dis nie waaroor dit gegaan het nie. Dit het gegaan oor om vir mense te help om blyplek te hê. So ons was in die wit lokasie en ons het dit geniet, maar daar was altyd te min geld. So my ma het altyd gegaan aan die begin van die maand en dan vat sy 'n blokkie kaas en dan sny sy hom sentimeter vir sentimeter vir sentimeter en dan 2 keer 'n week kry jy 'n blokkie kaas, daai kaas van my. Maar wie moes deurloop is my arme pa en dan het sy altyd gesê, die kinders dink, die geld groei op my rug. Of daar 'n boom in die tuin is en hulle kan die geld daar gaan pluk en al daai strooi. So ek verstaan dit in 'n huishouding wat te min gehad. Okay? En dit was altyd 'n streweling, daar's te min. God kom en hy sê, hou op stres oor geld, want jy's my verteenwoordiger, jy's my ambassadeur, en ek hoop jy besef, dat geen ambassadeur of ambassadrice struggle oor waar hulle bly nie, oor wat hulle ry nie, oor wat se soet hulle aantrek of pak klere, of wat se vervoer hulle nodig het. God wil hê jy moet loskom van daai gedagte, ek worry oor waar kom dit vandaan. Nee, jy sal nou hoor. Matteus 17 is die volgende een wat ek en jy moet regtig na kyk. En kom ons blaas 'n bietjie terug na Matteus 17. Matteus 17 vers 24. Daarom, my opskrifie sê, die tempelbelasting. So dit gaan nie oor BTW of income tax nie. Hierdie gedeelte gaan oor tempelbelasting. By hulle aankoms in Kapernaum het die amptenaar wat die tempelbelasting invorder na Petrus toe gegaan en gesê, wat van julle leermeester? Ek is sarkasties, né? Wat dink van daai ou wat homself die leermeester noem of julle? Betaal hy dan die tempelbelasting nie? Dit is ook bekend, né? Ja, natuurlik, antwoord hy. Want hy's gekonde. Of jy betaal of jy gaan huis toe, né? Dis soos dit was. Toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag. So Jesus het klaar geweet wat aangaan. En Simon, hoe dink jy, van wie vorder die konings van die wêreld tol of belasting in? Van hulle seuns of ander mense? Toe Petrus antwoord, van ander mense, sê Jesus vir hom, dan is die seuns mos vrygestel. Volg jy my baie mooi.
Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi 'n hoek in. En die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwermuntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir julle. En ek kan net sê, en dit was so gewees. Voor ons te ver gaan, en voordat jy verder vir ons 'n bekommerd raak, God kan geld organise. Dis wat die les is wat hy vir ons leer. God kan geld voorsien. Dis so intens. Hy kan besluit wat nooit gebeur nie, dat 'n silwermuntstuk binne 'n vis se bek is. En hy sê, kom jou verpligtinge na. Kom jou verpligtinge na. Ek wil jou een ding vra. Sou Petrus daai silwermuntstuk bekommer as hy nie gaan visvang het? God het hom 'n opdrag gegee en sê, gaan doen. En ons het geleer, as God iets gesê het, is dit so goed soos? Dis daar. Dis daar. Hy probeer nie tempelbelasting Jeppo nie. Hy probeer nie sy goddelikheid afdwing en sê, maar wie dink hulle is hulle om vir die seun van God en sy omstanders te vra vir tempelbelasting nie. Jy sien, dit klink so menslik van ons kant af. Dit klink amper normaal. Nee? Maar dit is nie. Dit is glad nie. God wil hê, jy moet so loskom van persepsies, dat hy reg deur die Bybel praat oor geld en finansies. Want hy weet, Satan sal sy nering gebruik, sy passie in die verlede om oor ekonomie te heers om jou te beïnvloed. Kan ek net 'n ja van hom kry? Stem jy saam? Okay. Dis dan die helfte. Jy sien, daar's 'n ding wat ons hier in ons binneste het. En dit is, ons voel ons wil ander mense help, nie waar? As ons kyk na Jesus, het hy die hele tyd diens gedoen. Hy het vir mense gehelp, hy het hulle genees, hy het hulle bevry, hy het vir hulle teachings gegee. En het ek en jy hierdie persepsie deur wat voorheen al gebeur het. Dis mos wat jy leer as kind. As ek sien iemand suffer, dan vroetel ek so 'n bietjie hier. En ek sien, ek het 'n 10 rand. En dan stap jy nou daai een toe en sê vir hom, jy weet wat, ek gaan jou nou help. Maar die duiwel haal jou, as jy met die 10 rand 'n sigaret of drank koop, of jy kan nou by sy /grams. Kan bekend, né? En dan dink jy het vir God gegee. Jy verstaan dit verkeerd. Jy sien, as ons terugplaai, en dis hoekom ek sê, ons is vol wanpersepsies, en ons gaan na Spreuke toe. Spreuke leer ons iets wat ons as kind nooit geleer het nie. Spreuke leer ons die volgende, hoofstuk 19 vers 17. Hy sê, wie hom oor 'n arme mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Dit beteken, ek het die kans gevat. Nee. En ek het hierdie ou 10 rand gegee.
En nou dink jy het saad in die koninkryk gesaai. Of dit maak deel uit van jou 10de. Dit doen nie. Want God sê, jy het 'n lening gegee aan sy koninkryk en hy sal jou 10 rand vir jou teruggee. Was daar enige groei op hierdie geld? Ekskuus, ek is 'n makelaar gewees. Ek hou nie van swak beleggings nie, maar dit is verkeerd om so te dink in die koninkryk. Maar het jy enige groei op hierdie 10 rand gehad? Jy kry jou 10 rand terug. Het jy of 'n broodjie, of 'n paar sweeties? Net soos God sê. Want jy het dit mos nou vir hom geleen. Hy kan besluit hoe hy jou terugbetaal. Nie waar? Maar kom ons gaan verder. En wat belangrik is, God se koninkryk gaan oor saai en oes. Ek wil hê jy moet eers daai deel 100% reg verstaan, want anders is daar niks aan jou saligheid oor nie. Ek kan jou niks verder leer nie. As jy nie verstaan wat beteken saai en oes nie, het ek verloor. Jy sien, maar Lukas 8 gaan hier oor 'n gelykenis. En hierdie gelykenis vanaf vers 4 gaan oor die woord. Hy sê, dis hierdie saaier wat woord saai. En hy praat van hierdie saadkorrels wat daar beland, en daai wat daar beland, en hy vertel jou die opkoms, die resultaat. En ek en Karin werk in Bloemfontein, daar in die park in 'n tent, en as ons gaan die kondome in die poef verwyder, dan kan ons nou preek. Jy sien, dis hoe dit gegaan het. En ons voel die mense leer nie en hulle luister nie. En ek het daai dag gepraat oor hierdie selfde gelykenis, en ons ry terug. Luena sê vir my, ek is nou seker sat vir hierdie spul mense. Hulle hoor nie wat jy vir hulle sê nie. Hulle is soos daai saadkorrels wat daar val. En dan pik die voëls dit op. Ek sê, Here help my. Net na hierdie byeenkomste. En die Here sê vir my, daai saad is gebless. Want al pik 'n voeltjie hom op, gaan daai voeltjie, daai saadkorreltjie uitjors. Met bemesting en al, en hy sal groei. Dis nie as God besluit, hy sal iets wat dood is, met 'n deposit van fertilizer gee, is daar hoop. Dit maak nie saak wat nie. So hierdie skrif is baie na my, né? Want daar's kuns mis met saak. Maar wat die Here vandag vir ons wil sê uit hierdie gedeelte uit, want dis hoe hy dink. Dis hoe sy aard en karakter is, en hy sê in vers 8, daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het. Dis nou die saad, die woord, né? En dit het opgekom en het 'n 100voudige oes opgebring. I mean, that is the kind of deposit I mean to say. It's more than 10%. God dink so. Hy dink in daai konteks. Hy dink nie wat is die inflasiekoers en wat sy geld verduister en gesteel, en op die uiteinde die bankaksiekoers sal 6.5% wees. Take it or leave it. Dis glad nie God se koninkryk nie. Dis nie hoe dit werk nie. 2 Korintiërs 9 is 'n hele preek op sy eie. 2 Korintiërs 9 kom net na hoofstuk 8. En die hele hoofstuk 8 gaan oor Christelike vrygewigheid. En hy praat hier oor, nou moet ek dit sê, wow, dat die wat te veel het, vir die wat te min het, meer moet help.
Dis 'n opdrag van God. Hy sê dat dit nooit so sal wees dat daar mense is in God se koninkryk wat te min het of te veel het. Hy begin daar. Paulus skryf hierdie brief aan sy gemeente in Korinthe en hy sê, julle moet dit eers weet voordat ons kan praat wat aangaan in hoofstuk 9. In hoofstuk 9 staan daar hulpverlening aan die gelowiges. So hy stop nie. Hy stop glad nie. Hy gaan aan. En hy begin te praat oor hoe dit werk en ek wil hê, jy moet saam met my lees daar van vers 5 af. Hy sê, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle te gaan. Ek luister nou net mooi, hy praat hier met 'n gemeente in Korinthe. Hy sê, my medebroers, ek gaan hulle voor die tyd stuur na julle toe. Né? Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Die woord sê ons moet dankoffer betaal. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid. Nou weet julle wat, né? Wat is 'n sacrifice? Wat is 'n offer? Dis iets wat as jy dit doen, eindelik is. Dis 'n offer. As jy sacrifice, dan is dit pynlik. Abraham was een van die eerstes. God het vir hom gesê, ek gaan vir jou nasie bou soveel soos die sand van die see. En eventueel, na 100 jaar, is Isak daar. En hy sê vir hom, gaan offer hom. Dis offer. Dis 'n sacrifice. Jy sien? Hy is so fyn. Is nie vir my probleem weg te gee. Maar as ek nou verder kyk, nie heeltemal weg. As ek nou begin druk in die breinietjies, dan lyk dit vir my soos 'n plek waar jy kan iets inplant. Hierdie lyk baie heilig, want dit is soos die blou van die lig. Maar hierdie, man oh man, ek kan 'n paar goedjies aanskaf as ek dit doen. Nie waar nie. Ek kan amper iets by 'n supermark koop. So as God vir my sê, "Werk maar vir R100." Hy lyk nie vir my na 'n lekker offer nie. Dina, kan jy my dadelik raak kyk. Sy check wat ek eronder raak. Sy tel elke keer as ek so blaai. Maar as jy nou lief vat, nee. En God sê, gee my dit. Dis pynlik. Dis 'n offer. Dis 'n sacrifice. Dis 'n dankoffer. Nie R5 of R2. Ja, vir 'n kind 10 nie. Wat R10 kry weer. Hy sê so, dan sal daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie iets wat afgepers is nie. God het gekom en hy het aan die kruis vir ons gesterf. Hy het al jou sondes betaal met sy liggaam. Hy het 'n betaling gedoen. Hy sê, betaal jou dankoffer. Wys my hoe dankbaar jy is met rande. Hy sê in vers 6, dink daaraan, wie karig saai sal karig oes. Dis die saai en oes beginsel. Hy sê, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teesin of dwang nie, want God
het 'n blymoedige gewer lief, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg het. God sê dit. It is as good as done. Hy sê, en volop kan bydra vir elke goeie werk, daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes, en bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan die saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig en so te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Jy weet die eerste keer toe ek hierdie teksgedeelte leer, toe staan die leraar daar voor en hy sê, weet jy dat alles aan God hoort? Ek sê ja, ek stem saam. Hy sê, ek gee vir jou die potensiaal om te werk. Stem nie saam? Ek sê ja, ek stem saam. Hy sê, gee jou die gesondheid en die bekwaamheid om te kan werk. Ek sê, dis waar. Hy sê in jou pyn, wie bewerkstellig dit? Ek kan nie vir jou sê wat ek sê. Hy sê, eintlik gee God die middele dat jy dit bekom. Want as jy dit aan Satan oorlaat, was jy al werkloos, of siek, of bly ongeskik, of net beroepsongeskik. Kies jy, waar kom dit vandaan? Wie se salaris is dit? En op daai oomblik en daai tydstuk van my lewe was dit lekker, want ek het meer laste gehad as bates, as ek na my balansstaat gekyk. En ek het die ding in totaliteit gekyk en gesê, Here, wil jy ek moet surrender? Ek moet alles wat ek nie het nie, vir U gee. My laste, my salaris, my worries. En ek het op die sitkamermat gaan kniel, daai oggend tussen 8 en 9 en ek gesê, Jesus, I surrender all. I surrender to you everything. En toe ek vry raak van dit wat vir my 'n las is, het ek nooit opgehou daarmee. Ek het alles beskou wat die Here vir my gee as syne, en dat ek net in beheer geplaas is daarvan. En toe ek vir God volgens my 'n regmatige dankoffer gee, to change my lewe. Want ek het nooit ge-worry, waar gaan ek genoeg vandaan finansies kry om te kan leef nie, want ek het my kant gedoen. Hy sê dan in sy woord, nee, jy sal genoeg hê. Maar ek wil terugkom na daai persoon wat vir my die teaching geleer het. Hy het vir my gesê, hoe kan jy, as God vir jou saad gee, om te plant? Nou kom die saad, en jy dink, hier's nou soveel sakke mielies. Ek gaan kaboemielies maak, ek gaan springmielies maak, en ek gaan maal. En toe hy so kyk, so niks bitter oor om weer te saai nie. Jy sien, God sê, moenie alles opvreet wat jy het nie. Want hoe gaan jy weer gesaai kry? Jy hoef nie te reg. Dis common sense. Jy sien, as dit nou nie was, sal hy vir jou gesê, ja, pastoor, dit werk presies so.
As hy nie genoegsaam van dit wat hy as 'n oes gekry het, ruil vir saad om te saai nie, was hy al jare terug nie meer 'n boer nie. Alles behoort aan God. Moenie sy saad alles opeet, as hy vir jou sê, saai, sodat jy weer kan hê nie. Kom ons blaai aan. Lukas 6 leer ons presies hoe God dink. Lukas 6 sê so duidelik. Hy sê vers 38, gee. Hy sê nie, staan eers bakkant nie. Dis ek stout vandag. Hy sê nie, help my. Jy sê, jy kry hulle mos, stop lapie, stop. Dan val jy reg. Dan wens jy sy hand kom deur dat jy hom kan vasknoop. Hy sê, hierdie hele setup van finansies begin by gee. Hy sê gee en vir julle sal gegee word. 'n goeie maat. Ingestand. Ek wil net die picture kry. Ek het dit hoeveel keer van die kans al gedoen. Dan gooi ek klomp mieliepit in die bak. Dan vat jy. Dan gooi nog 'n bietjie. Dan skep jy hom weer. Ingestamp. En as hy so vol, jy kan nie 'n prop opdraai nie, want dit is wat beteken propvol. Sal hulle in julle hande gee, met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet. As jy R10 dankoffer gee, ek vat net 'n simpel voorbeeld. Wat dink jy kan jy terugverwag? Kom ons sê, 'n persentasie is te sprake. 10%. Dis baie. Dis beter as die inflasiekoers. As jy R10 gee en jy kry 10%, ja, nee, ek wil dit nou nie sê. Ekskuus. 10% op R10. As jy R1000 gee, wat is 10%? Ek dink julle kry my gedagte, Dit werk deur die bank so. En dit is wat God vir ons sê, hoe hy dink. Ek wil aanbeweeg. Ek wil nie sê ek wil klaar maak met dankoffer nie, maar ek wil begin by 'n punt wat vir baie onduidelik is. En ek wil begin by Genesis 14. Abraham, wat 'n offer verstaan. Hoofstuk 14 gaan oor Abraham wat ongelukkig vir Lot gered het. Lot moes aanvanklik nie saam met hulle getrek het nie. Hy vat hom braggie saam. God sê, geen familie gaan saam. Hy vat vir Lot saam. Jy sien, hy wou punte skoor 10 by Sarah, sy vrou. Want dit is haar familie. En Lot veroorsaak baie moeilikheid en hy moet oorlog voer in Sodom en Gomorra. En Abraham was op daai stadium wel af. Maar hy maak 'n buit by mekaar. Na sy oorwinning keer hy terug. In vers 16 sê, Abraham het al die besittings teruggekry. Hy het ook vir Lot, sy familielid, met al sy besittings teruggekry, ook die vrouens en al die ander mense. Klink dit na 'n oorwinning? Sê net ja!
Ons stem nie saam nie. Hy sê, toe Abraham terugkom van sy oorwinning oor Kedorlaomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Salwevlakte. Dit is die koningsvlakte. En hier gaan hy, met dit wat hy buitgemaak het, na Melchisedek. Melchisedek, koning van Salem en priester van God, die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Sê met my. Mag Abraham geseën word deur God, die Allerhoogste, God met 'n hoofletter. Skepper van hemel en aarde. Geloof sy God, die Allerhoogste. Hy het jou vyand vir jou oorgegee, sê die priester Melchisedek vir Abraham. En toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee wat hy gehad. Dit is waar die gee van tiendes begin het, voor die Moseswette, voor die 10 gebooie, voor Levitikus, Deuteronomium en al daai. Abraham het verstaan dat God hom seën. Abraham het verstaan as hy vir God teruggee wat God kan doen. En hy was bereid om gehoorsaam te wees aan die Here wat dit in hom bewerkstellig het. Geen papier, geen letter nie, die Gees van God. En ek wil hortes goed skiep en jy kan 'n navorsing gaan doen en jy kan met my stry op 'n ander dag, net nie vandag nie. Maar kom ons gaan na Maleagi toe. Maleagi 3 is baie kras. Hoop net al die pilletjies so ding wat jou kan deurwerk op die dag. Maleagi 3 sê die volgende. En ek wil begin by vers 8. Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u? En God sê van tiendes en offergawes. Daar is reeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets is om te eet te wees in my huis. En toets my hierin. Jy weet wat? 'n ou is so haastig dat jy hierdie goed mis. As God vir my sê, hy sal my in 'n ander posisie plaas, finansiëel, en hy sê, toets my. Dit is so goed as wat een van die kinders vir my sê, Padam, ek dare jou. Ek dare jou. En weet julle wat? Ek, wat hier staan, het toe ek het verstaan, besluit, ek val het. No matter what. No matter what. Toets my hierin. Hy sê, toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die springkane keer. Ekskuus die hand, ek gaan nou gevaarlike ding. Dat hulle nie julle oes op die land vernietig en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here, die Almagtige. Nou tog, hier is my versekering. Hier is my versekering. Hy sê, gee my 'n tiende
en ek sal verwoesting van jou weerhou. Is dit 'n kans wat jy vat, of is dit God se woord? Ons het nou die dag geleer, if God says something, it is as good as done. Hy sê die volgende, dan sal ek al die nasies julle as gelukkige mense wat beskou. Julle sal in 'n begeerlike land woon. Jy sien, die 10de gaan nie net oor. Nou het ek nog 500 rand. Dit gaan oor God se beskerming. Hy sê hier verder. Hy sê, ek sal die graanskure vir jou so vol maak. Hy sê, dat jy nie dit kan opgebruik nie. Nou sê jy vir my, maar is dit moontlik? Weet jy wat? Jy sê vir God, die skepper, dankie. Nee mense, jy betoon dankbaarheid aan God die skepper. Julle kan gelees, maak 'n aantekening, 1 Konings 17, vers 12 tot 14, gaan oor Elia, wat God gestuur het na hierdie weduwee toe. Wat het sy gehad? 'n druppel olie en 'n bietjie meel vir 'n broodjie. Hy sê, gaan maak by mekaar. Leeuhouers. Waar dink julle het daai boodskap vandaan gekom? Van God. Sy sê vir hom, so waarlik as God, die almagtige skepper is, sê ek vir jou, ek het boggerel. Hy sê, daai God sê vir my, ek moet vir jou sê, as jy my hier laat bly en vir my brood bak, gaan jy ooit in jou lewe totdat dit weer reën, meel kort of olie nie. Dis die God wat ons aanbid. As God iets sê, is dit so goed soos dis gedoen. Matteus 14, vers 17 tot, ken jy al uit die kop uit? Maar ek sluit af met daai deel. Daar's 5000 mans, en die disippels sê, is tyd om hulle huis toe te jaag. Ek hoor grom hulle maag. Jesus sê, it's time for me to show a miracle. Hy sê, wat is hier te ete? En daar kom 'n laaitjie met 2 visies. Sien Engelaars praat so. Ek het gister 'n vis gevang. 2 visies en 5 brode. Hy sê, bring dit. Hierdie seun is al wat hy gehad. Die seun vat 'n kans. Hy sê, Here, daar's dit. Kan jy picture, hierdie laaitjie was op pad na sy huis toe, en sy maat vir hom gesê, gaan koop vir my brood en vis. En hier's al hierdie mense, en dis teen al wat hulle
kon hê vir die aand en vir die volgende dag. En hy sê, daar's dit. Het hy geworry oor sy ma? Het hy geworry oor sy pa, sy boeties en homself? Nee. Hierdie laaitjie het geloof gehad. En hulle begin hierdie brood te breek en hierdie stuk visse. Ons baie geleer gister van die eetes wat hulle gehad. Hierdie broodjies wat kliphard is en hierdie visse. En hulle deel uit, en hulle deel uit. Hulle het 5000 mans gegee, en die teen hulle 5000 vrouens, en elkeen het seker 3 kinders gehad, so dit is nog 15000 kinders, en op die uiteinde is dit. Kom aan, 25000, hoe tel jy? Maar in die keuse maak die saak nie. Dit was 'n bondel mense. En hulle bly eet. En toe hulle klaar is, toe sê Jesus, dis ons net vir hulle iets terugstuur. En hulle maak 12 mandjies van daai vis en brood vol, en hy sê vir die laaitjie, as ek wat jy het bewerk in my koninkryk, dan is dit die rendement, dis die groei. Ek vra jy vandag, dink jy, dit sal goed wees, as jy bietjie anders te dink, oor finansies in God se koninkryk. God het nie jou geld nodig. Hy sal met hierdie rivier se babers minstukke uitspoeg, wat kreerminde teen is, ek gee nie om wat nie. Maar hy sal nie dat sy koninkryk tot niet gaan nie. Maar as hy jou 'n les wil leer, hoe om met jou finansies te werk, was vandag hierdie woord vir jou. En hoor my hart, ek leer elke keer vir myself verder oor hoe God se finansies werk. Kom ons sluit dit oor. Here Jesus Christus, ek wil begin deur te sê, vergewe ons dat ons U roof, het sy tiendes of offers, dankoffers. Here, ons is jammer dat ons U onderskat, dat ons nie gehoorsaam is aan U woord nie. Was ons skoon met U bloed, Here, dat ons vandag gerekonsilieer is met God die Vader en die koninkryk van die hemele met die troonsaal. Here, ons weet hierdie is 'n saak tussen elkeen van ons en U. Ons het hierdie woord gehoor. En wat ons nou daarmee maak verder, is ons saak. Dankie Jesus, dat U ons verder gaan lei oor hoe om met ons geld te werk. Nie 'n makelaar of 'n broker of 'n finansiële adviseur of die daar nie, maar dat U Gees ons sal lei. En Here, ons wil vanoggend kom en sê, Here, ek gee my bekommernis oor aan U. Ek gee my skuldlas en my laste oor aan U. Ek gee my finansiële verpligtinge vandag oor aan U en ek sê, Here, help my. Gee my die rigting en helderheid van verstand en akkuraatheid en sukses. Hoe om verder suksesvol te kan lewe, omdat ek my kan bring. Dankie Jesus, dat ek dit nou kan bid in Jesus Christus naam. Amen. Ek het vanoggend 'n stuk geskryf. En ek het 4 punte genoem. En dis soos die Gees my gelei. Vandag het ons hierdie woord gehoor, wat die waarheid is.
As God iets gesê het, en ek herhaal dit seker nou die 50ste keer, dan is dit so goed soos gedoen. Jy besluit van vandag af, of jy God se beloftes omtrent die gee van tiendes, of om in sy koninkryk te saai, of dankoffer te gee, of jy dit gaan volg al nie. Dit berus by jou, wat se oes jy van God verwag, oor wat jy saai. En ek hoop jy neem het ter harte, en ek wil nie harde gaan doen, ekskuus nie, of direk. Maar as dit feite is, en dis die woord, dan is dit so. En ek gun elkeen finansiële vryheid. Ek gun elkeen van julle wat ek kan sê, I don't stress anymore. My pa die sê ding gehad, vir jare, en dit het wat die sin gemaak het. Onthou ek was daai tyd, 'n makelaar se koffin. I know to take money. En toe stap ek na my pa toe eendag, nadat hy afgetree het, seker hier, 65, 66, se kant toe sê, ek liewe, ek hoef nie oor geld te worry nie, want ek het nie. Maar ja, kom ons sluit af op baie lyn. Ons gaan afsluit met die laaste lied. Daar is die dankofferkas, daar is die bankbesonderhede, jy kan oorplaas soos wat jy 'n blymoedigheid sal hê in jou hart. Kom ons sing lekker saam. Ons daar, sluit af met, hy weet wat hy weet in ons hart. Kom staan net so, dan ontvang ons die seën van die Here. Dankie Hemelse Vader dat U nou afbid oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met U shalom, vrede, die agape liefde in Jesus Christus naam. Amen.